Welkom terug. Jy kyk Goeiemôre, good morning. Christine Neser is 'n geregistreerde spraakterapeut met 'n passie vir kinders op die autisme spektrum en skrywer van die boek Help, my kind is anders. Sy is vandag hier om haar insigte en praktiese raad oor autisme met ons te deel. Baie welkom by die program, Christine. Dankie Rosanne, is lekker om hier te wees. So kom ons begin by die begin. Wat is autisme? Wat is 'n neurodivergent kind en hoekom nou so 'n groot bohaai oor kinders wat bietjie anders is? Autisme is 'n neuroontwikkelingstoestand. So dit is iets wat ontwikkel, en die kind is reeds daar by geboorte, dit kan nie ontwikkel later nie, dit is reeds daar. Nou, dit is iets wat nou baie meer onder die loep is en wat baie meer oor gepraat word. En die insidensie het geweldig gestyg. Ek weet nie of jy gelees het nie, maar die Amerikaanse CDC het nou 'n nuwe statistiek vrygestel en hulle sê die voorkoms is nou 1 in 36 kinders in Amerika. Nou dit is ontstellend want hier by 2015 was dit nog 1 in 59 en toe ek op universiteit was, het hulle gepraat van 1 in 10,000. So wat het hier gebeur? So ek weet nie of jy wil sommer hê ek moet daarmee wegval nie. Dit is eintlik my volgende vraag. Hoekom is daar nou soveel meer gevalle of is daar nou net meer gevalle waarvan mens hoor? Ja. Ek dink toe ek jonk was, het ons gepraat van die verstrooide professor en die eienaardige kind en die klas geek, maar niemand het gepraat van autisme nie. Dit was iets wat 'n diagnose wat ontwikkel het. En dokters en terapeute gebruik 'n stelsel om te klassifiseer, ons noem dit die DSM. En die DSM-4 het sekere kriteria gehad en toe in 2013 toe kom hulle met nuus. En van toe af is die sambreel wat oor autisme gaan baie groter. 'n Klomp ander, kom ons sê, toestande het nou onder die sambreel van autisme inbeweeg. So goed wat nie, sê maar 10 jaar gelede nie autisme genoem is nie, is nou tegnies autisme. Nou ek het vir Emile Gous, hy is Autisme Suid-Afrika se voorsitter, gebel en gevra, wat is jou opinie oor hierdie styging in insidensie? Toe sê hy, mens moet mooi dink, is dit meer mense met autisme of is dit meer diagnoses? Word daar oorgediagnoseer of word daar beter gediagnoseer? So ek dink ook die stigma wat daar altyd aan verbonde was, is besig om grootliks te verdwyn. Dis eintlik nou meer iets van 'n verstomming, 'n verwondering. Jene, is jy ook op die autisme spektrum? Is jou kind ook op die autisme spektrum? Dis so algemeen dat daar's amper nie 'n gesin of 'n familie in Suid-Afrika wat nie iemand het wat op die autisme spektrum reeds gediagnoseer is of wat almal agter mekaar sê ons dink hy is ook op die spektrum. So ek dink ook, soos ek net nou vir iemand gesê het, ons het almal so 'n tikkie autisme in ons. Wat is van die simptome? Nou, daar's 4 groot bene waarop enige diagnose staan. Die eerste ding is hulle sosiale integrasie, hulle sosiale kontak, hulle interaksie, hoe gemaklik hulle met ander kan oor die weg kom en die koneksie wat maak. En mense kan dit sommer in 'n klein babietjie al sien of hulle belangstel in wat tussen mense gebeur. Groot mense wat praat, gaan die oogies heen en weer, wil hulle saam praat of pla dit hulle nie eintlik nie. Die sosialisering bly lewenslange probleem. Dit bly vir autiste 'n groot probleem en mens moet dit nie afmaak nie. Al is jy 'n hoogs funksionerende autis, is daar groot angs omdat jy nie heeltyd seker is wat sê die ander mense nou nie. En is dit dalk nou sarkasme, want sarkasme werk nie. Hulle verstaan dit nie, hulle is baie letterlik in hulle ervaring van taal. So dit is sosiale interaksie, die ander ding is taal. Meeste kinders op die spektrum begin later praat. Party leer nooit praat nie, party het altyd swak taal of verkies om nie te praat nie of het 'n ander stelsel. Maar dan is daar ook autiste wat ongelooflik verbaal is. Maar taal is anders, maar net om 'n interessante ding te sê, baie keer is hoogs funksionerende autistiese kindertjies soos klein professortjies. Hulle het sulke formele taal. Jy dink, jene, maar hierdie kind is amper al grys, ouderwets, hoor net hoe praat hierdie kind. So, ek kan nie onthou wat so 3 jaar oud was en hy staan en skree. So sy vingertjie in die lug by die kleuterskool en hy sê, ek benodig 'n antibiotiese salvie. Dit is daardie tipe van ding, dis net al nie kindertaal nie. So taal is 'n kenmerk. En die ander ding is
'n nou band van belangstelling. Nou, as mense al reeks gekyk het soos die Big Bang Theory, dan het autisme nou vir jou cool geraak. Kyk hoe daar ouens is, hulle is hierdie verskriklike wetenskaplikes en alwaaroor hulle praat is hulle vakgebied. Maar dit bly so. Party kinders fikseer op dinosourusse, ander op karre, ander op en nie net alle karre nie, dit sal 'n soort kar wees. Hulle is baie spesifiek in hulle belangstelling en hulle is mal daaroor om vir jou preek te gee daaroor, 'n lesing. So dis weer eens daai sosiale kontak. Kan ek met jou chat of gaan ek vir jou 'n lesing gee? En dis hoekom daar so baie professore is op die spektrum. Hulle is meesters van hulle vakgebied en 'n nou vakgebied. En dan is dit sensoriese integrasie. Dis om alles wat jy hoor, sien, ruik, proe, alles te integreer. Ook jou vestibulêr, hoe jy in die ruimte pas, dit te integreer, dis vir hulle baie moeilik. So daai kinders is gewoonlik hypersensitief vir sê maar geluide, geraas, kan ore toedruk of kan seker goed nagtief verdra nie. Kind wat uit die saal sal hardloop as hulle harde musiek speel want hulle kan dit nie prosesseer nie. Reuke, teksture, daai kind wat hy kan nie hoor wat juffrou sê nie want daar's 'n ding wat hom hier in sy nek krap. En is ons nie maar almal so nie, as jy 'n dingetjie het in jou nek wat jou krap. Jy kan later nie daaraan dink nie, maar vir daai kinders is dit 'n totale globale ervaring. Hulle kan nie funksioneer as een van hulle moet van die sensoriese bane oorbelas is nie. So dit is die basis, daai 4 bene waarop dit staan. En dit is hoekom mens nie 'n vinnige diagnose kan maak nie. Jy moet tyd vat en 'n dokter of 'n spesialis moet tyd vat om seker te maak hierdie kind of hierdie volwassene val in hierdie 4 zones. Christine, ek voel asof daar so baie is wat waaroor ons nog moet gesels in terme van hierdie onderwerp en ek dink eintlik ons moet jou terugnooi sodat ons meer in diepte hieroor kan gesels. Jy het hierdie boek geskryf, Help my kind is anders, ontdek die ster in jou anderster kind. Ja. En dit is regtig iets wat jy nogal baie passievol oor is en die boek is nou beskikbaar. Ons het goeie nuus vir ons kykers, voordat ons weer totsiens sê. As jy 'n kopie van hierdie boek wil wen, stuur vir ons 'n e-pos na info@creatorsway.co.za en dan is daar 'n kopie van die boek vir jou beskikbaar as jy die wenner is. Dr. Christine Neser, baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons is nou terug en hooplik gesels ons weer.